Prys sy naam. Nou kerk, ons tema vanmôre is 'n lewe van geestelike matigheid. En ek wil julle saam met my lees uit die boek van Micha, hoofstuk 6, vers 8. Luister mooi wat sê die woord vanmôre. Hy sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en goedmoedig te wandel met jou God. Die Here het dit aan ons bekend gemaak, o mense, wat hy van u en van my verwag. Nou kerk, 'n lewe van geestelike matigheid beteken om 'n gebalanseerde, selfbeheerste en doelgerigte lewe in Christus te kan leef. Met ander woorde, 'n lewe wat nie gedryf word deur uiterstes, drange of wêreldse invloede nie, maar eerder gedryf word deur die Heilige Gees. 'n Selfbeheerste, doelgerigte en gebalanseerde lewe in Christus beteken om onder die heerskappy van Christus te leef, waar jou gedagtes en jou keuses en jou lewensrigting deur hom gevorm en gelei word. Nie deur impuls, emosies of die genot van hierdie wêreld nie. Daar's nog te veel mense wat dink ek kan met my een voet in die wêreld staan en my ander voet vir die Here. Kerk, jy kan dit nie doen nie. Ek is jammer om vir u te sê vanmôre, maar daar is nie 'n grys area by God die Almagtige. Jy's eider in by God of jy's in by die wêreld. Ons kan nie van maandag tot Saterdag leef vir die wêreld en Sondag wanneer ons instap en ons gewete streel en sê ek was daarom in die kerk gewees, ek is op pad hemel toe nie. Ek het niks vir jou. You're gonna miss it. Want ons besef nie en ons verstaan nie en ons is tog so, ek weet nie wat om dit te noem nie, ons is so stubborn om 'n keuse te maak en te sê, weet jy wat, van nou af lewe ek vir die Here. Die woord van God sê duidelik vir ons elkeen, dat wees eerder koud as wat ek lou is. Wat is 'n koue mens? Dis iemand wat niks van God wil af weet nie. So jy wat lou is slegter af as daai ou. Besef ons dit vanmôre. Besef ons wat sy impak, die keuses en die besluite en die balans wat ons hou vir God op ons ewige lewe het. En selfs in die lewe waarin ons nou is. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat dit beteken om hierdie 3 aspekte te implementeer in ons daaglikse lewens. En die eerste een waaroor ek wil gesels is 'n selfbeheerste lewe in Christus, en dan die tweede ene gaan 'n doelgerigte lewe in Christus wees, en dan laastens is dit die gebalanseerde lewe in Christus. Nou ek sê vir die vrou vroeër oor die naweek of Vrydag of wanneer ek wens ek het 'n wiplank gehad om hom hier voor en op hierdie verhoog te sit. En dan wil ek op die een kant sit en ek wil vir klein Devika op die ander kant sit. Gaan daar enige balans wees op hierdie wiplank? Nee, my broer. Nee, my suster. Van wanneer af ry ons wiplank? Van dat jy kan onthou. En selfs daar weet jy dat die maat wat aan die oorkant moet sit, moet ten minste min of meer dieselfde balans gee as wat ek gee. Hoekom kan ons dit nie toepas in ons daaglikse lewe? Ons weet dat balans belangrik is, maar steeds oorlaai ons die dinge van ons eie ek, dit wat ek van hou, dit wat ek graag wil doen, dit wat ek voel, kom my toe. Dit wil ek doen. Maak nie saak waar hierdie balansstokkie hang nie. 'n Selfbeheerste lewe in Christus beteken ons weet wat selfbeheersing beteken. En ons weet ook dat selfbeheersing deel is of vorm
van die vrug van die Heilige Gees. Dit kan ons lees in Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde. Het jy al agtergekom dat God altyd liefde heel eerste stel? Dit is hoe belangrik liefde is. Is jou balans met jou liefde teenoor God reg? Dis die heel eerste vraag wat jy jouself moet vra. Liefde is nie praat. Liefde is doen. Ons moet aan God bewys, soos wat jy aan jou vrou en jou man en jou kinders wys, ek is lief vir julle. So behoort ons dit aan ons God te wys. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Selfbeheersing is verseker iets waarmee die meeste van ons sukkel. Hoekom? Omdat daar 'n innerlike stryd in ons is tussen wat reg is en wat ons natuurlik begeer. Die Bybel en die menslike ervaring wys dat hierdie stryd 'n diep en 'n werklike stryd is. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na die volgende. Die gefalle menslike natuur. Sedert die sondeval leef die mens met 'n gebroke natuur. En die woord leer ons in Matteus 26, die gees is gewillig, die vlees is swak. Maar ek het nuus vir u. Hy is nie swak wanneer dit kom by die gees te oorheers. Want ons gee vir hom kos. Ons voed hierdie vlees. Ons is nie geworry oor die gees nie. Die gees voed ons sommer gou hier op 'n Sondagoggend as ek vir 'n uurtjie hier in die kerk sit en behoed die pastoor nou. Hy preek nou weer lank vanmôre. Die preek was te lank vanmôre. Maar. Môre of jy dink jy gaan pouse kry die dag as jy daar bo in die hemel. Maar gaan nie pouse wees nie. Die balans in ons lewe tussen ons vlees en ons gees is bitter belangrik. Dis waar hierdie woord van geestelike matigheid vandaan kom. Ons begeertes is nie altyd in lyn met God se wil nie. En dit maak selfbeheersing bitter moeilik. Die stryd tussen vlees en gees beskryf Paulus hierdie innerlike konflik baie mooi. Hy sê die vlees begeer teen die gees en die gees teenoor die vlees. Selfbeheersing is natuurlik 'n daaglikse keuse wat jy en ek moet maak. Vra jouself die vraag af: wie is in beheer? Ek of die sondige natuur wat in my is? Maar wat sal dit beteken as ek vanmôre nou sou sê ek as 'n gelowige lei 'n selfbeheerde lewe? Wat beteken dit dan? Dit beteken nommer 1 dat ek nie deur die sondige begeertes beheer word, want ek pas selfbeheersing toe. Onmiddellik wanneer ek agterkom die vlees probeer hierdie gees oorheers, pas selfbeheersing toe. Die oomblik wanneer hierdie begeertes of gedagtes in my kop of in my hart begin insluit, is net daar wat jy vir hom moet praat en sê, luister die broer, ek gaan kerk toe vanmôre. Dat my chommies mag gaan visvang, of op die boot gaan ry op Buffelspoor, dis fyn. Ek het nog 3 naweke oor wat ek kan doen. Maar nee, ek is moeg. Ek is nie vanmôre lus om op te staan. Jy reageer met wysheid wanneer jy selfbeheersing toepas. Nie impulsief nie. Met ander woorde, ek reageer en ek pas selfbeheersing toe wanneer ek reageer. Ek sê nie net wat ek wil nie. Jy kan nie hier staan en net sê wat jy wil nie. Of doen wat jy wil nie, of maak soos jy wil nie. Ja, Suid-Afrika is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Maar ons is in die wêreld nie. Ons is hier gebore, maar ons behoort anders as die wêreld te wees. Die wêreld daar buite behoort 'n verskil in u en my se lewe te kan sien. Ek reageer op 'n wyse wat die vrug van die Gees, wat in hierdie geval selfbeheersing is,
in my reaksie gesien kan word. En ons sukkel almal daarmee. Ons sukkel daarmee. Veral as jy op die pad is. En 99,9% van ons sukkel met padwoede. Laat die ou nou net nie voor nie weet waar hy wil draai of waar hy wil wees. Dan verloor ek myself weer. Toe ek een van die kinders roep en hulle antwoord nie dadelik nie, verloor ek myself beheers. As jou vrou die 3de keer vir jou moet vra om hierdie skilderlys in die muur op te sit, verloor sy haarself beheers. En daar is 'n broer wat skuldig is, maar hy word sommer getap hier op die skouer. My broer, jy moet my kom sien na dit iets so. Prys die Here. En dan natuurlik, jy kies om gehoorsaam te wees, hoe jou eie gemaak. Is daar nog 'n broer skuldig in die raad? Ja, sê ek het twee besoeke vandag. Twee besoeke. Prys die Here. Jy kies gehoorsaamheid bo jou eie gemaak. Om gehoorsaamheid bo gemaak te kies, beteken dat jy doen wat God wil hê jy moet doen. Selfs wanneer dit vir jou ongemaklik voel, moeilik of teen jou natuurlike begeertes is. Dit gaan nie oor natuurlike begeertes nie, kerk. Dit gaan oor God se wil en selfbeheersing. Dis nie maklik nie, maar dit is 'n kerndeel van 'n lewe vir Christus. En nou wil ek vir julle sê, selfbeheersing is nie selfkrag nie. Moet om hemelsnaam nie dink jy gaan dit reg kry sonder God. Vergeet dit. Ek gee nie om hoe oulik of hoe goed of hoe lank jy in 'n kerk gesit het al in jou lewe, en al is jy 80 jaar in 'n kerk. Jy kan dit nie doen sonder God. Ons het Christus se krag nodig. Met ander woorde, ons moet nie vir een oomblik dink dat ek selfbeheersing kan toepas in my eie krag nie. Ek wil vir u sê, as dit nie deur die Gees gedoen word in sy krag nie, you're gonna fail time and time again. Dit is hoekom u en ek konstant in konnotasie met die Heilige Gees behoort te wees. Hoekom jy moet seker maak, jy onderdruk nie die Gees met jou vleeslike begeertes of dade. Nou wil ek vir u iets sê, en ek is seker ek gaan op 'n paar tone trap vanmôre. Maar as die skoen jou pas, trek hom aan. Weet jy, hoeveel keer klim ons in 'n voertuig en ons ry iewers heen en ons bid nie en vra vir die Here, Here, beskerm my en my gesin terwyl ek op hierdie pad is. Maar die dag as ek in 'n ongeluk kom, dan wil ek wonder, waar was die Here? Ek sit nie my gordel aan nie. En as ek in 'n ongeluk kom en ek word ernstig beseer, dan wil ek weet, maar waar was die Here? Of ek bid tot God vir sy beskerming, maar ek gebruik nie my veiligheidsgordel. Kerk van die Here, dis net so goed, ek staan op 'n brug hier op die N4, en ek wag vir die grootste trok om aan te kom, en ek spring, en ek sê, ek weet, die Here gaan my beskerm. Nou, dan kan jy be 'n stil brief. Jy kan nie so redeneer. Dis belangrik dat u en ek ook bietjie iets doen. Ek sê altyd vir my mense, doen jy net jou beste. Die beste van jou is goed genoeg vir God, want jy kan nie beter as jou eie beste doen. Maar as jy jou beste gee, dan kan jy vir God verwag om die res te doen, want hy sal die res dan vir jou doen. Maar ek kan nie op my skooter klim en dan bid ek, want dis wat ons doen. As ons in 'n groep gaan ry, dan maak ons 'n kring en ons bid, Here, ek bid u beskerming oor elke een van ons af, en dat u ons verligte oë vir die verstand sal gee, maar dan bid ek ook en sê, Here, elke een van ons is verantwoordelik vir wat hy nou gaan doen. Ek kan nie 250 km op my agterwiel wil ry, want die Here gaan my beskerm nie. Nee,
Daai ding het 2 wiele. As hy 2 wiele het, moet hy op 2 wiele hardloop. As hy 4 wiele het, moet hy op 4 hardloop. En hy kry wat gelukkig net 1. Maar hy moet op daai 1 wiel hardloop. Ons doen nie wat ons behoort te doen nie. Ons doen geen moeite nie, maar ons verwag God moet sy alles vir ons insit. Die tweede aspek is 'n doelgerigte lewe in Christus. Dit beteken jy leef met rigting en betekenis. Nie maar net toevallig nie. Jy is nie op hierdie aarde, my broer en my suster, sommer maar net nie. Nee, ons het 'n doel op hierdie aarde. En ek gee nie vanmôre om of jy nou hier sit en jy's 'n produk van 'n verkrachting. Ek wil vir jy sê, God het van jou geweet voordat jy in jou moeder skoot gekom het. En God het 'n doel en 'n plan met jou lewe. 'n Doelgerigte lewe is 'n lewe wat bewustelik God se plan volg. Met betekenis, met rigting en fokus, eerder as neutrale toevalligheid. Want die kern van jou doel op hierdie aarde is niks anders as om God te vereer. As om vir God se koninkryk uitbreiding te bied. Al hoe ons dit kan doen, kerk, en ek sê nie vanmôre elke een, almal word nie geroep om agter 'n podium in te klim nie. Almal word nie geroep om voor te sing nie. Maar daar in jou werksplek waar jy is, kan jy 'n verskil maak. Net deur hoe jy jou lewe lei. That's it. Ek het nie nodig om in die Bybel onder die arm rond te loop en vir almal te vertel van Jesus nie. Hulle sien Jesus binne in jou en my. En as Jesus nie binne u en my gesien kan word nie, wil ek vir u sê, het ons werk om te doen. Terwyl ons tyd het, moet ons inspring en ons moet doen wat ons behoort te doen. Ons kan nie op ons agterhoede sit, kerk, en verwag die Here moet alles doen. Ek het genoeg gedoen toe hy aan die kruis vir elkeen van ons gesterf. Die kern van jou doel op aarde is om God te verheerlik, om Christus te weerspieël en om jou roeping getrou uit te leef. En die woord gee vir ons 'n duidelike aanduiding oor hoe ons dit moet doen. Matteus 6:33 is altyd vir my so 'n mooi voorbeeld. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal by jou bygevoeg word. Maar wat doen ons? Ons soek net die hand van God. Ons kom met daai grocery lys, 'n wasgoedmandjie vol en ons gooi dit nie voor God se voete en sê, Here, ek het daai nodig. Plek van Here, die eerste kom en sê, dankie vir daai. En as dit u wil is, my God, vra ek of dit moontlik sal wees dat u my sal help met hierdie daai. As jy dit werklik nodig het, kerk, wil ek vir sê, God sal voorsien. Maar daar's goed in ons lewe wat ons voel ons het brood nodig wat eintlik nie nodig is nie. Dit is hoekom God dit nie voorsien nie. Ons moet verstaan vanmôre, Christus gee nie net redding nie, maar hy gee ook rigting. Daarom kan ons vanmôre sê dat daar geen mooier voorbeeld as Jesus Christus homself op hierdie aarde toe hy hier gebore het. Daar is nie 'n mooier voorbeeld as Christus. Nou kom ons by die derde aspek en dis die gebalanseerde lewe in Christus. Maar wat beteken dit om hierdie gebalanseerde lewe in Christus te lei? 'n Balans beteken eerstens die uiterste moet vermy word. Om die uiterstes te vermy beteken om gebalanseerd en gematigd te lewe in jou gedagtes, jou dade en jou gevoelens, sodat jy nie in of oormatige strengheid of oormatige losbandigheid verval. Dit is deel van 'n geestelike gebalanseerde lewe. Liggaam, siel en gees. Om liggaam, siel en gees in ag te neem beteken om jou hele mens wees
geheel en gebalanseerd te verstaan en te versorg. Nie net een van hierdie aspekte nie. Die Bybel leer ons dat God jou as 'n drieledige wese geskaap het, fisies, geestelik en emosioneel of intellektueel, en dat ware geestelike groei al drie van hierdie components moet insluit. Waarheid en liefde. Om in waarheid en liefde saam te leef, beteken om jou lewe so te leef dat jy eerlikheid en integriteit kombineer met mededeelsaamheid en deernis. Dis 'n kernbeginsel in die woord vir verhoudings met God as ook met ons medemens. En dit help jou om 'n gebalanseerde en geestelike gesonde lewe te kan lei. Nou 'n Christelike balans sluit ook in genade en waarheid. Genade en waarheid is soos twee voorwiele van jou voertuig. Sonder een van hulle kan jy nie vorentoe beweeg nie, jy het beide nodig. Dit help jou om 'n gebalanseerde, volwasse en geestelike, vrugbare lewe te kan lei. Dit sorg dat jou geloof nie koud of wetties word nie, maar ook nie losbandig en oppervlakkig nie. Met ander woorde, genade wys jou hoe om lief te hê, waarheid wys jou hoe om reg te leef. Saam bring hulle 'n geestelike balans in elkeen van ons se lewe. Nou kom ons wees eerlik vanmôre, elkeen van ons weet dit. Kerk, dis belangrik dat ons verstaan. God ken jou hart. As jy regtig probeer, as daar iets is in jou lewe waarmee jy sukkel, wat jy weet, 'n muur tussen jou en God bou. En ek gee nie om wat dit is, kerk. Daar's absoluut niks te groot of te klein vir God. Hoor my vanmôre. Daarom sê die woord, ken my in al jou weë. Vertel vir die Here, Here, hierdie is iets waarmee ek sukkel, maar van vandag af gaan ek my bes probeer. En as jy werklik jou bes probeer, sien God raak. Maar as jy ook nie jou bes probeer, en jy doen dit halfhartig, sien hy dit ook raak. Dis belangrik dat ons weet, ons kan vanmôre hier staan met maskertjies op ons gesigte, want dis wat ons doen as mense. Jy plak hierdie masker op en jy stap hier in en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? En jy sê, ag, het tog nooit beter gegaan nie. Maar eintlik gaan dit pap vir ons. En ek sê nie vanmôre ons moet altyd negatief antwoord nie, want jy kry ook nou daai een broer, as jy vir hom vra, jy is te bang om vir hom te vra hoe gaan. Want jy weet, as jy vir hom gevra het, hoe gaan dit? Dan staan hy sommer hier by jou. Jy wil nie weet. En dan wil jy amper vir hom sê, jy is reg, ek wil nie weet. Maar dan wag hy dat jy vir hom moet vra. Ok, wat is dit wat klaar? Sodat hy kan begin bou daaroor. Maar dan wonder ek baie of hierdie broers eerste met die Here gepraat het oor hierdie wat klaar. Het hierdie broer moeite gedoen om gehoorsaam aan God en sy woord te wees? Het hierdie broer moeite gedoen om tyd te spandeer saam met sy vader voordat hy kon klaar? Nou ja, toe. Nou, dis hoe dit is. Geloof en gehoorsaamheid. Geloof en gehoorsaamheid is ook onafskeidbaar. Geloof gee die rigting en motiveer ons in ons harte. En gehoorsaamheid gee vorm aan geloof deur dade en saam vorm hulle 'n gebalanseerde geestelike vrugbare lewe. God wil nie hê dat ons net moet glo nie, maar dat ons alles wat ons het, ons geloof in aksie begin uitleef. Dit wat ek glo, moet ek in aksie sit en dit uitleef. Met ander woorde, geloof is die binneste brandstof, gehoorsaamheid is die roete, en sonder hierdie kombinasie kan ons nie vorentoe beweeg. Daar's 'n gesegde wat sê geloof is môre se musiek wat ek vandag reeds hoor.
Geloof is bitter baie belangrik. Ek wil vir u sê, al probeer jy hoe hard om hierdie geestelike matigheid in jou lewe te hê, al probeer jy hoe hard om 'n gebalanseerde lewe te hê, as jy vir God iets gevra het en jy twyfel, is daar bedreig. Die oomblik wat die vyand 'n stukkie twyfel in jou hart sit, minder en kleiner as 'n mosterdsaai, is dit verby. Die woord van God sê vir ons, as jy kan geloof hê, soveel, so groot soos 'n mosterdsaadjie, ons almal weet hoe groot is dit, kan jy vir die berge sê, hef jouself op en werp in die see. As jy 'n stukkie twyfel maak, met dit wat jy vir God vra, dink jy, sonder geloof, gaan die Here jou help? Nee. Rus en diens is twee pilare van geestelike balans. Rus herstel jou en vernuwe jou siel, en diens laat jou geloof, liefde en gawes vrug dra. Geestelike volwassenheid beteken dat ek weet wanneer om nou rustig te raak en wanneer om te dien. En dit is belangrik om altyd in afhanklikheid van Christus te bedien. Aan die ander woorde, ons kan sê, rus voed jou, diens wys jou geloof, en saam bring hulle 'n gebalanseerde, vrugbare en volhoubare geestelike lewe. Nou kom ons breek bietjie hierdie teks van oordeenking van ons, van Micha 6 vers 8, 'n bietjie op, dat ons dit dalk beter kan verstaan vanmôre. En dan wil ons die vraag vra, wat vra die Here regtig van u en van ons? Nou die vers begin deur te sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Wie van ons wat hier sit vanmôre kan sê, ek weet nie wat die regte ding is om te doen. Dis ek om God vir ons sê, ek het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Ons weet wat die regte ding is om te doen. Maar ons doen dit nie. Ons sukkel weer. God se wil is nie verborge of vaag. Van die begin af het hy sy standaarde bekend gemaak aan die mens. Sy wet, sy profete, sy verbond en uiteindelik die Here met Jesus Christus. Daarom kan nie een van ons sê, ons weet nie wat God van ons verwag. Want as jy nie weet nie, lees jy nie die woord van God. En iewerster moes jy al gehoor het, dat daar sekere dinge is, wat God nie van hou. Ware gehoorsaamheid aan God, begin by die kennis en aanvaarding van sy wil, en van sy woord. En dan gaan die vers verder en hy sê om reg te doen. Hierdie verwys na regverdigheid, billikheid en integriteit. Om reg te doen is meer as net goeie bedoelings. Dit vra dat ons reg leef, selfs wanneer dit 'n prys is wat ek moet betaal. Met ander woorde, as dit van my tyd neem, of as dit iets is wat my vleeslike begeertes teen vaskom. Al voel ek nie lus om reg te doen teenoor iemand wat onreg aan my gedoen het, maak ek die keuse om die mindere te wees en steeds die regte ding te doen. En dit sluit in eerlikheid, regverdigheid teenoor ander, om op te staan vir die verdrukte en die weerlose. God vra nie net dat ons reg glo nie, maar hy vra ook dat ons reg handel of reg doen. Nou kerk is baie maklik, dit is eintlik baie dood eenvoudig. As jy by jou werk weet, jy het die regte ding gedoen. Nou ek is een van daai mense. Moenie vir my sê ek is verkeerd as ek weet ek is reg. As ek verkeerd is ek groot genoeg om te sê ek is jammer, dan is ek verkeerd. Maar nou wil ek vir u sê vanmôre. Ons weet
wat die regte ding is om te doen. Maar steeds doen ons dit nie. Weet God nie daarvan? Hy weet van dit. Hy weet, jy doen nie die regte ding nie. En nou kom ons en ons verwag van God om steeds by elke belofte wat hy in hierdie woord opgeskryf het, te hou, terwyl ek weet, ek het die een van die beloftes wat ek in my hart gemaak het vir God. Daarom. Dan sê hy om liefde te betrag. Verbondsliefde, die woord liefde hier beteken troue, genadige en standvastige liefde. Dit beteken nie net om lief te hê wanneer ek so voel, of wanneer dit maklik is vir my nie. Nie net emosionele liefde nie, maar 'n liefde wat vergewensgesindheid in het. Getrou bly en ook natuurlik genade bewys. God verlang dat ons sy liefde uitleef en nie net daaroor praat nie. En om sy liefde uit te leef is om lief te hê sonder om iets in ruil te wil hê daarvoor. Want jy kry ons ook nou maar daai een ouetjie wat jou net ken wanneer hy iets nodig het. As jy sien, hier kom 'n oproep van 'n ou wat jy lanklaas van gehoor het. Dan weet jy. Nee, ek wonder wat soek 'n Gertjie nou weer. God verwag van ons om steeds vir Gertjie en liefde te aanbied. Jy kan in liefde vir Gertjie sê, nee Gertjie. Ek het jou klaar gedaan. Solank dit is wat die Gees jou lei te doen. As die Gees in jou hand lei om maar weer vir Gertjie te help, dan doen jy dit. Dis belangrik dat ons in konnotasie met die Gees sal bly. Dis al hoe ons enige onderskeiding in hierdie lewe gaan regkry kerk, is om met die Gees in 'n verhouding te wees en te luister wat die Gees vir ons sê. Ons moet gehoorsaam wees aan God se Gees. En raai wat? As jy nie gehoorsaam is aan God se woord nie, onderdruk jy die Gees. Nou wil ek vir u 'n voorbeeld maak. As ek na u toe kom en u begin praat met my, ek praat jou dood. En jy begin praat met my en ek praat jou dood. En jy praat weer met my en ek praat jou dood. Wat gaan jy doen? Jy gaan begin stil bly. Want jy gee my nie 'n kans om my sê te sê. Dis presies wat die Heilige Gees doen. Die oomblik as die Heilige Gees begin vermaan, dan praat ons om dood. Of ons doen iets wat hom onderdruk, wat hom afdruk. Onderdruk beteken afdruk. Met ander woorde, ek druk die Heilige Gees af. Ek hoor wat hy sê, maar ek gee nie ag daarop. Dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Wanneer die Gees begin stil word, met ons 'n probleem. Om ootmoedig te wandel met jou God. Ootmoed beteken om bewus te wees van jou afhanklikheid van God en onder sy gesag te leef en te bly staan, as ook daagliks saam met hom te kan wandel. Hierdie is dis nie 'n eenmalige daad nie, kerk. Dis 'n lewenswyse. Dis nie iets wat ons net op 'n Sondag moet doen as ons kerk toe kom. Nee. Ootmoed plaas God in die middel van jou lewe. Ootmoed beteken hy is die middelpunt van jou daaglikse lewe. Geen ander mense nie jou vrou of jou man of wie ook al, ek gee nie om hoe oulik hy of sy is nie. Jy stel niemand voor God. En ek wil vir u sê, as my vrou vandag na my toe moet kom en vir my sê, sy stel nie belang om die Here te dien nie, sy stel nie belang in die Here nie, en sy verwag van my om dit ook te doen, dan gaan ek vir sy genoem mis. Want God is die belangrikste. God is die middelpunt van my lewe, want ek weet, ek kan sonder haar klaarkom, maar ek kan nie sonder God klaarkom. Moet nooit 'n mens voor God stel. Prys die Here. God behoort
middelpunt van elkeen van ons se lewe te wees. Sonder 'n lewende verhouding met God word reg en liefde net morele reëls. God behoort die belangrikste plek in jou lewe te neem, nie tweede of derde plek nie, eerste plek. En ek wil jy bemoedig vanmôre. Jy kan regkom sonder al die mense om jou, maar sonder God is jy verloor. Daarom moet ons seker maak, ons plaas geen mense bo God nie. Ons weet dat die woord van God sê, hy sê jaloers vir God. En ek sê baie vir mense, weet jy, ek het 'n groot begeerte in my hart gehad om 'n seun te hê. En jy weet, ons ouer gardes, as daar nou 'n familienaam gedra word, dan wil jy tog hierdie familienaam laat vooruit gaan. Dit was iets, maar net iets in ons bloed, as ek dit so kan stel. En toe Chris se ma vir my vertel, sy swanger, toe sê ek, wat? Ja, ek is swanger. Sy hoef vir jou pa, dis like. Dis al wat ek gesê het. En nou ja, daar sit my laaitie, prys die Here, wat 'n voorreg om my laaitie te kan hê, soos hy. En ek sal nooit vergeet nie. Nou ek is nie 'n ou wat van die werk af wegvat nie, maar as ons gaan vir daai, wat noem jy daai sonaar, dan gaan ek saam broer, wat ek wil sien. En ons dokter was dokter Geyser, dink ek goed. Wat is hy nog daar? Okay, dokter Geyser. En ek sal nooit vergeet nie. Man, die dag toe ek daai ou sonaar doen, toe lê die perd tog te mooi. So. En die knoppietjie is nie meer daar. En ek sê vir my dokter, is jy seker dis 'n laaitie? En hy maak so 'n rooi kringetjie om daai ding, hy sê, dogtertjie sê nie sulke goed nie. Ek sê, prys die Here, ek kry 'n laaitie, prys sy heilige naam. Maar in elk geval wat ek vir wil sê, is die seentjie word gebore en ek is verskriklik lief vir hom. Ek is nou nog baie lief vir hom en op 'n stadium van my lewe sê die Heilige Gees vir my, pas op, dat jy nie hierdie seun verafgod. Pas op dat jy nie hierdie kind, omdat jy so lief is vir hom, begin voor my stel. En op daai oomblik besef ek, weet jy hoe maklik kan God kom en hom wegvat? En dan gaan ek vir jou nou wys, Chris, jy kan en jy moet sonder jou seun klaar. Dis iets waar ons nie wil dink nie. En ek het dadelik heeltemal afgeskaal en gesê, Here, ek bid dat U my sal vergewe. En ek erken dit. Dis belangrik, erkenning. Ek erken, Here, ek het hierdie mannetjie opgehemel. Ek het hom verafgod. Dis niks anders wat ek gedoen het. En net daar besluit ek. Die keuse lê by my. Doen ek nie wat die Gees van God vir my gesê het, gaan ek die een wees van die konsekwensies daar. Niemand anders. Ons moet seker maak, ons plaas niemand voor God. Dit is 'n bitter gevaarlike plek om te wees. Want God kan daardie klein afgooitjie van jou in 'n oogwink wegneem. Dan is dit net om jou te leer. Jy moet sonder hom bewaar. Klaar. En dis iets wat jy verseker sal verstaan as jy wandel in Christus, soos wat God van ons verwag. Maar die mensdom het mos die geneigtheid, of sal ek sê die persepsie, dat God alleen sy deel moet doen. Ek kan maar in die wêreld lewe. Ek kan maar uitgaan elke Saterdag aand, en ek kan my lewe geniet in die wêreld en saam met die wêreld. Maar as ek skielik vir God nodig het, dan moet hy daar wees vir my. Ek wil vir u sê vanmôre, dis nie dit werk. God hoor nooit jou stem. Met ander woorde, jy lees nooit sy woord. Jy aanbid nooit vir God. Jy bid glad nie. Soggens of saans. Maar as jy hom nodig het, dan roep, verwag jy dat hy jou stem ken. Om so te leef, is soos wanneer iemand jou bel, en jy ken glad nie die naam,
Nou ek het ongelukkig hierdie manier, as 'n vreemde nommer my bel, en ek sien hierdie vreemde nommer, en ek tel die foon op, en die persoon aan die ander kant, lei aan een van hierdie snaakse reaksies, so 5 minute vat voordat hy sê, "Hallo," dan is ek dadelik omgedraai. Hoekom? Ek ken nie daai stem nie. En dan sal die persoon begin praat, en omdat ek nie die stem ken, hanteer ek daai persoon heeltemal anders, as wat ek iemand sal hanteer op die foon, wie se stem ek ken. As ek 'n oproep ontvang van iemand wat ek weet, waarvoor ek lief is, wat lief is vir my, sal ek my stemtoon self verander. Ek wil vir u sê vanmôre, kerk, as God nie jou stem ken, mag hy dalk so voel. En ek sê nie vanmôre, God sal jou nie help nie. God wil betrokke wees. God wil deel wees van jou lewe. God wil vir jou help op elke moontlike gebied. Maar magtig man, ons moet ook mos iets begin doen. Ons moet ook daarom onthou. En weet hier is vir my so wonderlik. Ons het laasweek, ek dink dit was laasweek Saterdag of whenever, het ons 'n oproep gekry dat daar mense is wat wil hê ons moet vir hulle bid. En ons het in die kamer ingegaan en dit is vir my so lekker om te bid en vir die Here te sê, Here, wat 'n voorreg is dit van my nou om in die troonkamer van God in te stap en te weet, wanneer jy my stem hoor, dan sê u, hier is my geliefde seun, wie se stem ek ken, wie my stem ken. Kom in my seun, waarmee kan ek jou help as jou vader? Maar nou, hoor God nooit van my nie. Oomblik, as die pop op die venster draai, dan wil ek nou hardloop in God se troonkamer en sê, Here, help my. Dink 'n bietjie daaraan, as jy 'n vreemde nommer jou bel en jy ken glad nie die stem. Hoe praat jy met daai persoon? Hoe hanteer jy daardie persoon? In liefde of in ongeduld? Maar as iemand jou bel vir wie jy lief is en saam met wie jy tyd spandeer het en wat vir jou iets beteken, herken jy daardie stem en jy praat met liefde met hom of haar. Hoekom? Want ek herken die stem. Die stem aan die ander kant is iemand wat omgee. Dit is belangrik om te weet. As ek vandag skielik op my knie moet gaan voor die Here, dat hy my stem ken. Dat hy weet, wie is dit wat sy naam roep. Dat hy weet, hierdie selfde stem wat my nou aangeroep het, is dieselfde stem wat my daagliks loof en prys, wat my naam eer, wat my naam oplig, wat 'n lied sing tot eer van my, wat bid en dankie sê vir alles wat ek vir hom doen. Hierdie is 'n stem van een van my kinders vir wie ek lief het. Een van my kinders wat gehoorsaam is aan my woord. Een van die kinders in wie ek kan sê as God, ek het 'n welbehaag in hierdie kind van my. Dis een van my eie wat glo in my. En dit nie net sê, maar ek wys ook. Daarom sal ek gehoor gee aan sy roepstem wanneer hy in nood is. Ek sal gee wat hy vir my vra, want ek ken sy stem. Ek het 'n verhouding met hierdie kind van my. Om 'n gebalanseerde lewe in Christus te leef, beteken om jou hele lewe, gedagtes, gevoelens, aksies, liggaam, siel en gees in harmonie met God te wil bring, sodat jy geestelik kan groei en kan vrug dra en volhoubaar kan leef sonder die uiterstes of wandelings in die lewe. Dit beteken nie om perfek te wees nie, kerk. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons kan sê ons maak nie foute nie. Daar's net een wat perfek was, en dis Jesus Christus. Ons sal bly foute maak, want ons is nie perfek nie.
beteken dat met my hele lewe, wat my gedagtes, gevoelens, aksies, my liggaam, my siel en my gees insluit, in lyn en harmonie met God begin bring. Dit beteken nie om perfek te wees nie, maar bewuslik alle aspekte van jou lewe in lyn met Christus te bestuur. Met ander woorde, ek weet wat God van my verwag, want ek bestudeer die woord van God en daarom probeer ek tot die beste van my vermoë om te wandel in Christus en te doen wat reg is, en te doen wat ek weet wat God van my verwag. Paulus praat van die innerlike stryd van die gelowige. Ons weet wat reg is volgens God se wet, maar ons sondige natuur trek ons soms weg. Hierdie vers illustreer dat kennis van die regte ding nie goed genoeg is nie. Ons het die krag van God nodig. Ons het die hulp van God nodig om dit te kan uitleef. Dit wys die noodsaaklikheid van God se genade, die Heilige Gees en gehoorsaamheid om die regte aksies te kan uitleef. Romeine 7 vers 15 tot 19 sê, want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer wat ek wil doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goed woon nie. Dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil, dit doen ek. Paulus beskryf hier die innerlike stryd van 'n gelowige. En ons ken God se wil, maar ons sondige natuur trek ons in die teenoorgestelde rigting. En hierdie vers is relevant vir almal wat probeer om hierdie gebalanseerde, gehoorsame lewe in Christus te leef. Maar soms struikel ons. Maar dit beteken nie ons moet maar oorgee aan die sondige natuur of aan die dinge wat verkeerd is in God se oë nie. Nee. As jy faal, dan probeer jy weer. Paulus gee vir ons ook die antwoord of die bemoediging om die regte ding te bly doen en sodoende die balans te kan volhou. Die probleem waarmee ons sit is kennis teenoor aksie. Met ander woorde, ons weet wat die regte ding is om te doen, maar ons doen nie altyd die regte ding. En nou praat ek nie van die ergste dinge in die wetboek van God soos moord, steel, egbreek ensovoorts nie. Ek praat van die alledaagse dinge waarmee ons sukkel, soos ons weet ons moet vergewe, maar ons hou steeds brokke. Ek vergewe, maar ek vergeet nooit nie. Ons weet ons moet gehoorsaam wees aan God se woord, maar steeds volg ons soms ons eie begeertes en word ongehoorsaam aan God se woord. Paulus sê vir ons dat kennis alleen is nie genoeg. As jy weet wat die regte ding is om te doen, is dit bitter goed. Maar ons het die krag van God nodig om hierdie stryd te kan oorwin. Ons het die Gees nodig om hierdie vlees te kan oorwin. Wie weet vanmôre dat hierdie vlees bitter sterk is. As hierdie vlees eers begin tou trek met jou gees, begin dit 'n probleem raak. Dis daar waar ons sukkel. Dis daar waar ons glad nie dink daaraan om te sê, Here, help my. Want my vlees is besig om die oorhand te kry op my gees. Dat ek daai goddelike krag van God kan ontvang en te kan sê nee vir hierdie vlees. Dis waarmee ons sukkel. Want ons gebruik nie al die krag wat tot ons beskikking is. Paulus sê vir ons dat hierdie kennis nie genoeg is nie. Ons het die krag nodig van God. Ons het die Gees nodig. Paulus verduidelik selfs dat die gelowiges
nie perfek is nie. En dat die menslike natuur, hierdie vlees, werk teen die gees. Met ander woorde, jy wil geduldig wees, maar steeds word jy vinnig kwaad. Jy wil die regte ding doen, maar steeds doen jy die teenoorgestelde. Dan val jy in hierdie gemaksonthouing of selfbejammering. Jy wil God gehoorsaam, maar die wêreld lok jou met hierdie onmiddellike bevrediging. Hierdie stryd is nie altyd 'n teken van swakheid in die kerk, onder ons as mense, maar 'n teken van menslikheid. Maar hierdie menslike natuur kan deur die geestelike matigheid oorwin word. Ek wil vir u sê, die gees is sterker as die vlees, wanneer jy in lyn staan met God se gees. Kan daardie gees, jou gees, versterk, sodat jou vlees geen oorhand in jou lewe sal kry. Nou is die menslike natuur om die verkeerde ding te doen. Ons kan nie hierdie in onsself oorwin nie. Die vlees en sy begeertes kan nie self beheer word. En as jy hierdie pogings aanpak sonder God se leiding, lei dit gewoonlik tot frustrasie, sielkundige, geestelike moegheid, verdriet of skuldgevoelens. Paulus wys vir ons dat selfs die beste voornemens wat ons het, nie goed genoeg is nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die rol wat God in hierdie stryd wat ons het tussen vlees en gees en die balans wat ons behoort te hê in 'n goddelike lewe. Wat sê die Here? Wat bied die Here vir ons aan in hierdie stryd? Nommer 1, sy genade. Hoekom? Want God vergewe ons as ons stryd. Wanneer jy werklik voor God gaan staan en sê, Here, I failed again. Here, ek het weer toegelaat dat die vlees die oorhand kry. Here, ek het 'n belofte aan U gemaak en gesê, hierdie wat ek weet, wat die Gees my oor vermaan het, sal ek nie weer doen nie. Ek het weer gedoen. Ek het weer gedoen, Here. Here, U ken my hart, en dit moet ons onthou, kerk. Moenie daar staan, jy kan vir my hier staan en vir my sê, ag ek is jammer oor die of oor daai, en jy bedoel dit nie. En ek gaan dalk dink jy bedoel dit werklik. Maar ek wil vir jy sê, God weet of jy dit werklik bedoel. Nog voordat jy God vra, of vergifnis, dat jy dit weer gedoen het, weet hy, jy gaan dit weer doen. Sy genade is groot, maar nie daarmee te speel. Romeine 6:14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Die Heilige Gees gee die Here aan ons, om ons te help. Hy gee die Gees aan ons, om vir ons die krag te gee, om hierdie sonde te kan oorwin. Hy lei ons en herinner ons aan die waarheid. Galasiërs 5:16 en 17 sê, maar ek sê, wandel dan deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. En hulle staan teenoor mekaar, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil. My. Die Gees staan teenoor die vlees, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Daar sê die woord van God. Kan ek doen wat ek wil? Nee. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees verkry. En dan natuurlik geloof en gebed. Ons vertrou nie op ons eie krag, maar op Christus en sy volk. Ons weet dat ons weet, kerk, vir Christus is niks onmoontlik. Hy is tot alles in staat. Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus
wat my die krag gee. Dan natuurlik die woord van God. Hierdie is 'n bitter belangrike boek. Dit behoort 'n bitter belangrike boek in die lewe te wees. Hoekom? Want die woord van God gee vir ons rigting, gee vir ons wysing om die regte keuses te kan maak. Gebruik altyd die woord as die basis van 'n gesonde en gebalanseerde geestelike lewe. Psalm 105 sê vir ons, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wat beteken dit? Die woord van God belig die pad waarop ek beweeg. Dis 'n lamp vir my voet, sodat ek die regte rigting kan inneem deur God se woord. Gaan ek weet wat die woord van God sê as ek nie God se woord bestudeer nie? Nee. Kry die balans reg. Challenge jouself, kerk. As jy weet, jy spandeer ten minste 3 ure op TikTok of op Facebook. Vervang daai 1,5 uur van TikTok met God se woord. Maar ons kan dit doen nie, dis te veel gevra. Maar julle, hoe verwag u nou moet ek nou Bybel lees vir 4,5? Ek wil hê jy moet vanaand as jy gaan bid, jou timer aansit. Dan bid jy jou hart en jou longe uit. En as jy sê amen, is daar 3 minute verby. Gaan toets dit. Die balans is die reg. Maar ons verwag dat God ons moet bless met alles wat ons het. En hy doen dit. Dis die ergste van alles. Is dit regverdig teenoor 'n lewende God? Nee. Ons doen nie ons deel nie. Maar ons verwag dat God sy deel doen. Kerk van die Here, een ding is verseker. Sonder God is die stryd teen die vlees en begeertes totaal en al onsuksesvol en put. Met hom is dit moontlik en vrugbaar. Die enigste manier om hierdie beginsels toe te pas in jou daaglikse lewe is nommer 1, erken jou swakheid. Erken dit. Moenie dink jy hoef dit alleen te doen, want jy kan dit in elk geval nie doen sonder God se krag. Jy kan nie hierdie oorwin sonder God se krag. Gee hierdie begeertes wat jy het vir God, hierdie behoeftes wat jy het, gee dit vir die Here. Bid spesifiek oor daardie areas. Dit moet 'n begeerte wees om 'n goddelike lewe te kan lei. Bid oor hierdie dinge waarmee jy sukkel, al doen jy dit elke liewe dag. Bid oor dit, gee dit vir die Here. Laat die Gees jou lei in jou dade. Moenie net probeer self oorwin. Werk saam met God en luister na die Gees. Gebruik die woord van God. Memoriseer vir jou verse wat jou kan help om jouself te herinner aan jou identiteit in Christus. Selfbeheersing en gebalanseerde lewe, rus, diens, gedissiplineerde aksies en geestelike oefening versterk jou die vlees te oorwin. Die vrug van die Gees is die antwoord op 'n goeie balans in Christus Jesus. Daar is reeds talle mense wat geen dissipline het nie. Dink net hoe dit sal gaan as ons almal maar net doen wat ons wil. Sê wat ons wil, soos die res van die wêreld. Dink bietjie vir jouself. Hoekom in die lewe is daar 'n safety officer op die mark? Om jou lewe te versondig. Hoekom is daar 'n speedkop onder elke boom? Hoekom is daar 'n patrolliekar wat op en af moet ry van die SAP? Want daar's mense wat alles doen wat hulle nie moet doen. Dink bietjie vir jouself. As ek en my span
die regte ding doen en veiligheid eerste stel en sorg dat almal veilig werk, het ek 'n safety officer nodig? Nee. As ek die spoedgrens hou en stop by elke stop, al is daar nie 'n hand nie, het ek 'n speedkop onder die boom nodig? Nee. As ek seker maak, ek doen wat ek moet doen, en ek steel van niemand nie, ek beroof niemand nie, het ek die SAP nodig. Nee. Hoekom is al hierdie goed daar? Want die wêreld is ongehoorsaam. Die wêreld doen alles wat hulle nie moet doen nie. Daar is geen vrug van die Gees as dit in die wêreld kom. As mense na my toe kom en vir my sê, ek bid so hard, die Here antwoord my nie, of die Here doen nie wat ek vir hom vra nie, en dit terwyl ek presies weet waarmee is jy besig. Dis nou daar wat ek die vrug van die Gees begin verloor. Daai selfbeheersing, daai sagmoedigheid en lankmoedigheid. Ek sien sommer hoe dit afgly van my af. Want asseblief kerk, hoe in die lewe wil jy leef soos 'n vark? Maar die dag as jy iemand verloor of iets verloor, dan moet jy sê, die Here hoor my nie. Wie is jy dat die Here jou moet hoor? Jy doen absoluut niks vir God nie, maar hy moet jou nou ewe skielik hoor. Ek bid tot die Here, maar die Here antwoord my nie. Sies tog, ek wonder hoekom antwoord hy jou. Ek wonder. Dit terwyl jy weet presies waarmee jy besig is. En dat God die laaste gedagte op jou lysie is, terwyl jy jouself versuip in die genot van die wêreld. Nou dis daar waar ek sukkel om die vrug van die Gees te dra. Wat dink ons? Hoe dink ons? Wie is jy dat die Here jou moet antwoord terwyl jy absoluut niks doen wat God van jou verwag? Terwyl jy in die wêreld lewe, terwyl jy alles doen wat jy wil doen, steeds verwag ek van God om in te spring as ek my verwitties klaar. Jy lewe net vir jouself. Maar nou dat jy dinge begin verloor in die lewe, dalk jou vrou, jou meisie, jou kinders of jou werk, nou moet God help. Ek het nie vir die kerk. God moet niks doen. Maar jy as mens het nogal baie dinge wat jy moet doen. Een van hulle is om God te begin eers te stel in die lewe. En gehoorsaam te begin leef aan sy woord. Want dit is dood eenvoudig. As jy 'n onnodige kind het wat nooit vir jou luister nie. En daai kind kom by jou en sê vir jou, hoorie ma, ek wil asseblief R100 hê. Ek sal jou R100 gee. As ek jou vra om die skoolgoed te was, dan trap jy jou lip praat. As ek jou vra om die gras te gaan sny, dan is jy te besig. Jy kom my niks uit nie. Jy doen niks vir my nie, jy beteken niks vir my nie, maar papi, as ek 'n lift nodig het, jol toe, of 'n R100 of 'n R200 daar nodig het, nee kyk, dan loop die jol, dan weet ek waar is my pa en my ma. As hy nou op die hoek kom, dan weet jy al slaap. Hy wil iets hê. Maar die oomblik wat ek iets wil hê, dan gaan hy nou sommer ewe skielik met respek bepaal. Maar as hy nie iets wil hê nie, dan slaan hy die deur in jou gesig toe. My kinders wil ek doen nie, want ek sal vir hom warm. Nou mag jy dit blyk van my nie. Dan kry ons nou streng kinders en gehoorsame ouers. Nou kerk, wat ek wil sê is, as daardie kind so rebels teenoor jou optree, en hy kom vra jou iets, wat is jou gedagte? Nee. Jy wil nie hoor as ek met jou praat. Jy luister nie en jy doen nie wat ek van jou verwag nie. So moet my vir niks kom vra. Nou as ons as ouers so redeneer, hoekom mag God nie ook so doen?
Hoekom mag hy nie so redeneer? Kan ek hierdie slegte gewoontes by myself afleer? Nee, ek kan. Ek het God nodig. Ek het God nodig om my te help, en ek wil vir u sê vanmôre, as God regtig waar kan sien dat ons probeer, sal hy verseker daar wees vir jou. God se onvoorwaardelike liefde beteken nie dat ons hom kan misbruik. Hierdie onvoorwaardelike liefde beteken nie ek kan God gebruik soos wat ek wil of misbruik. Hy gaan dit in elk geval nie toelaat. Begin jy eers bietjie in lyn kom met God se woord en wat God van jou verwag. Ek wil vir julle sê vanmôre, moenie dink jy verdien God se genade nie. Wat nog van sy blessings met dit wat jy tekort kom in lewe. As wel iets wat jy en ek verdien, en dis die ewige hel. As jy hier sit en dink jy verdien meer as die hel, dink maar weer. Die enigste rede hoekom jy en ek die hel sal mis, is deur die prys wat Jesus Christus betaal het aan die kruis. So volgende keer voor jy weer deelneem in hierdie vleeslike begeertes of hierdie wêreldse genot, wil ek hê jy moet vir jouself net hierdie prentjie skep. Kyk op en dink aan Christus toe hy aan die kruis gehang het. Met sy stikkend geslaande, gemartelde lyf, met die doringkroon en die bloed wat oor sy gesig loop, en die stukke vleis wat uit sy lyf uitgeruk is. Dink aan daai gesig voordat jy weer in die sondige natuur terugval. Dit sal jou dalk help. Want hy het vir u en vir my, en elke sondaar wat op die aarde loop, het hy daar gehang en 'n vloek geword. Sy verminkte liggaam aan die kruis gehang. Dink aan die oomblik toe daai swaard die in sy sy ingedruk was, terwyl hy daar gehang het vir jou en vir my. Maar wat doen ons? Niks. Ek stel nie belang om my lewe te verander nie. Ek is wie ek is. Sê nie vir my, hou nie, los my uit. Kerk, nie een van ons kan vanmôre sê, ons gee genoeg tyd vir God. Maar ons kan sê, ons gee genoeg tyd vir ons eie ding. Elkeen van ons het meer as genoeg tyd vir onsself. 6 dae 'n week. Die 7de dag is te veel moeite, net 'n uur of 'n uur en 'n half vir God se teenwoordigheid te spandeer. En God se wil vir elkeen van ons is om 'n volle lewe te kan lei. God wil nie hê jy moet maar net oorleef nie. God wil nie hê jy moet net deur die lewe gaan nie. Hy wil hê dat ons 'n volheid in lewe kan beleef deur hom. Met ander woorde, God wil hê dit moet goed gaan met elkeen van ons. En dan is daar sekere plekke in jou lewe waarmee jy tans sukkel. Wil ek vir u sê vanmôre, weet vanmôre, God wil hê dit moet goed gaan met ons. Vat dit vanmôre, kerk. As jy dit nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. Johannes 10 vers 10 sê hy vir ons, ek het gekom om vir julle lewe oorvloed te gee. Oorvloed. 'n Goeie lewe beteken nie altyd rykdom of gemak nie, maar gebalanseerde vrede en ook natuurlik geestelike vrug. Ons lewe moet balansgerig wees, liggaam, siel en gees in harmonie. Maar wat beteken dit om sonder tekort te leef? Voldoenheid in God. Vertrou dat hy sal voorsien vir ons geestelik, emosioneel en fisies in alles wat ons nodig. Geen oormatige strewe na wêreldse dinge nie. Ons fokus moet op God wees as ons voorsiening. As alles wat ons doen in onsself probeer bewerkstellig, sal dit nie werk nie. Dit help nie jy bid tot God vir hulp en môre probeer jy maar self planne maak nie. Want die Here vat nou te lank. Wag op die Here. As hy die plan gee, dan volg jy dit.
Moenie jou eie planne bo God sit. 'n Gebalanseerde lewe, soos ek vroeër genoem het, is rus, diens, selfbeheersing en gehoorsaamheid teenoor God se woord. Dit maak dat ons nie uitgeput raak in ons gees. Dit maak eerder dat ons ten volle op God vertrou. Al lyk dinge vir jou menslik onmoontlik, wil ek vir jy sê vir God is ander. Ons moet verstaan, as God sê in sy woord, niks sal my ontbreek, beteken dit nie altyd alles wat ons wil hê, maar wel alles wat ons nodig het vir 'n volwaardige lewe in Christus Jesus. Wat kan ek doen om 'n matige, gebalanseerde Christelike lewe te lei? Werk aan jou geestelike fokus, om God bo alles en almal te plaas. Gereeld in gebed te wees teenoor God. Ken God in elke een van jou weë, nie net as jy nood het nie. Lees die woord sodat jy kan weet wat God van jou verwag. Aanbid God in gees en in waarheid. Vertel bietjie vir die Here hoe wonderlike God is hy en hoe lief het jy hom. Prys bietjie sy naam en eer hom terwyl jy aanbid. Dit kan jy alleenlik doen as jy jou fokus op God plaas en wanneer hy die middelpunt van jou alles in jou lewe is. Dis die orde van God. Dis eers hy en dan die res. Terloops, as hierdie orde wat God aanbeveel en sy woord nie deur jou en jou huis gehandhaaf word nie, beteken dit jy is nie gehoorsaam aan sy woord en van die Bybel. End of the story. Daar's niks anders nie. Dis ongehoorsaamheid. Wees doelgerig en gehoorsaam. Leef volgens God se wil. Doen wat die Here van jou verwag en ook wat hy vra. Maak 'n keuse en leef 'n doelgerigte lewe in Christus en wees gehoorsaam aan die woord en aan die Gees. Selfbeheersing is nie net 'n beperking nie. Dis 'n krag. Vryheid en fokus in Christus. Dit laat jou gehoorsaam leef, gebalanseerd en doelgerig. Dit help jou om die vlees en die wêreldse begeertes te kan oorwin. Dit help jou om vrug te dra in jou verhouding met God en ook met ander mense. Selfbeheersing is die brug tussen jou geloof en jou daaglikse aksies in 'n gebalanseerde volwasse en geestelike lewe. Vertrou op God se voorsiening. Gelowige afhanklikheid maak 'n lewe sonder tekort moontlik. Dis 'n paar beginsels wat ek graag vir u wil voorlees. Dit sal verseker dat jy 'n lewe van geestelike matigheid kan handhaaf. Erken eerstens dat God genoeg is vir al jou behoeftes. Jy het niks meer as God nodig. Streef nie na alles in hierdie lewe nie, maar eerder na wat God vir jou gaan gee. Werk met God se leiding in jou lewe om die balans te kan handhaaf en wees dankbaar en vreugdevol oor wat hy reeds voorsien het. En dit versterk jou geestelike vrede. Dankbaarheid is seker een van die mooiste eienskappe wat 'n mens kan bied. Dit is altyd lekker om te gee aan iemand met 'n dankbaarheid. God wil hê ons moet 'n goeie gebalanseerde lewe lei sonder enige tekort. Nie net oorleef nie, en ons kan dit slegs doen wanneer ons volle vertroue en geloof in God vrystel. Deur gehoorsaam te wees en in selfbeheersing, deur 'n gebalanseerde rustigheid en diens aan ander, en dan natuurlik om te leef in waarheid, liefde, genade en regverdigheid. Stem nie saam met my dat 'n lewe sonder tekort nie 'n lewe van wêreldse oorvloed is nie, maar 'n lewe wat in alles gebalanseerd is en in Christus se voorsiening vertrou. Ek wil afsluit deur dit te bemoedig vanmôre. Maak God jou alles in die lewe. En jy sal sien dat hy waarlik is wie hy sê in hierdie woord. Hy is my voorsiening. Hy is my vredevors. Hy is my kragbron. Hy voorsien alles wat ek nodig het. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek.
Filippense 4:19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Hy sê nie van my behoeftes nie, hy sê elke behoefte. Hy is my vredevors, hy bring rus en vrede vir jou hart, jou siel en jou gees. Matteus 11:28-30 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op, julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Laastens gee hy jou die krag om die stryd tussen vlees en gees, tussen hierdie versoekings te voel, en deur sy krag dit te kan bereik. Sluit ek af met hierdie vers, Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat, met Jesus wat my krag gee. Ek wil hê jy moet hierdie memoriseer. Ons het vroeër gesien dat dit belangrik is om sekere teksverse in jou kop te memoriseer, sodat jy kan sê, Here, Filippense 4 sê vir my, ek is tot alles in staat, met U wat my krag gee. Kom ons moet sê. Vader, wat 'n wonderlike eer en voorreg om vanmôre hierdie woord te kan bedien en te kan hoor. En soos ek altyd sê, Vader, ek preek nie net vir almal wat hier om my sit nie. Ek preek vir myself vanmôre, want ek self, Here, sukkel met baie van hierdie dinge. Nie een van ons is perfek nie, maar ek dank die Here dat ons 'n perfekte God aanbid vanmôre. Dat ons na U toe kan kom met alles. Ek wil hê net daar waar jy sit vanmôre, wat ook al dit is waarmee jy sukkel, gee dit vanmôre vir God. En die Here sal werk maak daarvan. Dan kom ons voor die Here en ons wil vanmôre proklame. Ons wil vanmôre commit teenoor God. Ons wil vanmôre commit en sê, Here, ons sal van nou af ons deel doen. Ek sal sorg, Here, dat ek eers die voorwaardes van God nagaan, bestudeer en weet, terwyl ek weet wat God van my verwag, sal ek dit doen. Dan wag ek op die Here om sy beloftes oor my los te maak. Halleluja. Here, wat 'n voorreg, wat 'n eer om vanmôre hier voor U te kan staan, terwyl ek absoluut niks in hierdie lewe verdien nie. Al wat ek verdien is om in die hel gewerk te word. En hier staan ek vanmôre as 'n nietige sondaar voor 'n lewende God, en ek erken vanmôre, Here, ek is 'n sondaar. Ek erken vanmôre, Here, daar's nog baie werk aan my. En ek dank U dat ek U kan vra, dat ek U kan nooi in my hart in vanmôre, om te kom, Here, en los te maak, en vry te maak, en af te sny, en in die vuur te werp, wat nie van U af is nie, sodat ek my lewe kan begin lei in lyn met God en sy woord. Sodat ek ook as 'n regverdige voor God kan staan. Sodat ek nie hoef skaam te voel, Here, wanneer ek U naam aanroep in 'n tyd van nood nie. Want U ken my stem. U weet van my. En ek weet van U. Dankie, Here. Dankie vir U woord. Ek bid vanmôre dat U as die Gees, die naprediker van hierdie woord sal wees, en dat ons regtig waar, Here, onsself sal aanleer om op te kyk en Jesus aan die kruis te sien. En te weet dat as dit nie vir hom was en my ook te oorreed en te oortuig dat ek weg moet beweeg van die wêreld en sy dinge en in lyn moet kom met God en sy woord, want ek skuld dit vir Jesus. Ons skuld dit vir die Here. Ons erken vandag, Here, dat U skuld ons niks. Daar's niks wat U moet doen vir ons as mens.
Ons erken vanmôre dat daar is dinge wat ons moet doen. Dankie Here vir die woord. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Ek bid vanmôre Here dat U elke een se woord wat uitgegaan het vanmôre in hulle harte sal bewaar die Heilige Gees. Dat die vyand nie sal kom en hierdie woorde steel. Dat die saad wat vanmôre geplant is, Here, sal groei in die naam van Jesus. Bid dit oor hierdie gehoor van. Dankie vir die wonderlike God wat U is. Dankie Here dat ons vanmôre nog 'n kans het om te sê, Here, hier is ek. Ek gee my lewe totaal en al oor aan God vanmôre. Dat ek elke oggend as ek opstaan sal sê, Here, hier is 'n nuwe dag waarin ek totaal oorgaan in my Skepper. Lei my vandag, Here, want ek weet, ek sal niks tekort kom. Alles wat ek nodig het, sal U voorsien. Dat ek weet vanmôre U is 'n waarmaker van U woord, Here. En ek dank U daarvoor. In Jesus se groot en heilige naam. Amen. Amen. Amen.